Ons het 3 Sondae terug, vandag week 3, het ons begin met 'n nuwe reeks, ingeplant. En vanmôre toe dit so koud is en ek moet die generator uittrek en hiernatoe bring, dog ek, ja, dis 'n tawwe tyd om te werk aan jou tuin. Maar julle weet, die winter is 'n wonderlike tyd in die natuur, want alles trek terug. Het lyk of daar niks gebeur op die oppervlak nie, maar alles gebeur hier binne. En wanneer die tyd aanbreek, die nuwe seisoen, dan is daar 'n veerkragtigheid. En ons werk aan hierdie veerkragtigheid in hierdie tyd, wanneer ons neusies loop en ons snyf en ons snyt en ons al hierdie goed doen, werk ons daaraan, want aan die einde van die dag wil ons graag hê dat dit wat in ons hart is en dit wat uit ons mond uitkom, God sal verheerlik. Daardie waf sal wees, daardie koneksie tussen die hemel en die aarde, soos wat Jesus gesê het en ons leer bid het. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied in die hemel, net so ook op die aarde. Dink julle ons leef in 'n tyd wat God se koninkryk sigbaar moet wees in hierdie deurmekaar wêreld waarin ons leef? Amen, dankie Madeleine. So Jesaja sê, hy sê daar in hoofstuk 58 vers 11, jy sal wees soos 'n tuin wat goed nat gemaak word. Ek het met opset die pers gebruik, jy sal nou hoor hoekom. Jy sal wees soos 'n tuin. En ons het so 'n bietjie van 'n slogan vir onsself bymekaar gesit. Ek is 'n tuin wat goed nat gemaak word. Ek sal goeie vrug dra. Onthou julle? Okay? As jy nie onthou nie, dan sal jy moet catch up. Okay, so sal jy bietjie net saam met my sê, ek is jy's wat? Ek is 'n tuin wat goed nat gemaak word. Ek dra goeie vrug. En mag ons dit elke dag vir ons sê. Ons self sê, sodat ons weet waar ek kom en waar ek beweeg, dat ek goeie vrug sal dra. Ons moenie net hier op 'n Sondag goeie vrug dra nie. Maandag en elke ander dag, en wanneer die uitdagings kom, en wanneer jy nou vies is vir alles en almal, dis dan. En is Jakobus wat vir ons help, en Jakobus het ons gehelp met 'n toets. En ek gaan nou nie weer vanmôre by daai toets dra nie, maar Jakobus in die message parafrase sê, hier is die uitnodiging. Hy sê, nooi die groot tuinier. In Johannes 15 praat Jesus en sê, my Vader is die tuinier. En luister hoe sê Jakobus dit in Jakobus 1 vers 21. Nee, gaan net terug asseblief. Dankie. Moenie vinnig wees nie. Hy sê, let our gardener God landscape you with the word, making a salvation garden of your life. Is dit nie mooi nie? Die groot landskapargitek, God. Wat doen hy? Hy kom werk in ons, hy skep in ons binneste, maar hy doen dit deur sy woord. En ons weet nou al dat die woord saad is. Amen. En nou die ou Afrikaanse vertaling waarmee ons groot geword het, sê, ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. Ontvang die ingeplante woord. So, om 'n tuin te wees, moet daar saad gesaai word. Dan moet iets ingeplant word. Want hoe weet jy dis 'n tuin? As daar iets groei, as daar iets blom, nie waar nie? Julle moet bietjie saam met my praat asseblief. Okay, so verlede Sondag, en daar kom die sonnetjie, prys die Here. So verlede Sondag het ons gekyk na Jesus se gelykenis oor die saaier. Ek het gesê, dis meer as net 'n gelykenis van die saaier. Dis eintlik 'n gelykenis van die oes. Maar Jesus sê in daai gelykenis, onthou julle, daar's 4 tipes grond. Nee? Kan ons gou deur hulle gaan? Daar's die langs die pad grond, daai harde, droë grond. Daar's daai rotsagtige grond. Daar's daai grond wat dorings het. En dan is daar daai goeie grond. Maar dis een land. Die saaier saai in een land, maar in hierdie een land is daar 4 verskillende tipes grond.
harde grond, droë grond, daar's mooi, lekker sagte grond. Selfs in die goeie grond is daar verskille, want party dele van die grond lewer 30voudig, ander 60voudig, 'n ander 100voudig. En so is dit ook in ons eie harte. Ons is nie net goeie grond nie. Hoef ek jou daarvan te oortuig? Nee. Daar's droë grond, daar's harde grond, daar's daai rotsagtige grond, daar's daai klipgrond, daar's daai doringveld. Maar dan is daar ook daai goeie grond. Soos een land, verskillende tipes, een hart, my grondgebied, is daar verskillende grondtipes. Maar dit was Lukas waarmee ons klaargemaak het, wat dit so mooi, Jesus se woorde verwoord het, en in die Passion sê dit so mooi. Hy sê, the seed that fell into good, fertile soil represents, verteenwoordig, those lovers of truth. Wat is die waarheid? God se woord is die waarheid. Those lovers of truth, who hear it where? Deep within their hearts. Want my hart is die grondgebied, my hart is hy tuin. Want uit die oorvloed van my hart praat my mond, onthou julle dit nog? Spreuke sê, en ons gaan weer terugkom aan die einde, hy sê, jy moet jou hart bewaak, meer as enigiets anders, want daaruit vloei die oorspronge van jou lewe. Ja, ek weet, my fisiese hart hou my aan die lewe, want hy klop. Die oomblik as hy nie meer klop nie, is ek nie meer daar nie. Maar daar's ook 'n ander deel van my hart, en dit behels 'n klomp goed, en ons gaan vanmôre vinnig daarna kyk. But how? They respond by what? Clinging to the word, keeping it dear as they endure all things in faith. This is the seed that will one day bear much fruit in their lives. So, hulle wat aan vashou. They that endure, they that respond to it in all circumstances in faith. Nou die rede hoekom ek die pers gebruik het, daar in 1980, die 18de Mei, was daar 'n uitbarsting van 'n vulkaan in die VSA, die Mount St. Helens. Nou hierdie uitbarsting van hierdie vulkaan het gebeur nadat daar 2 maande van intense aardbewings in daai omgewing was. En hierdie uitbarsting van 'n vulkaan, en jy weet as 'n vulkaan uitbars, dan sit daai rooi lava, is dit lava, en dit vernietig alles, dit brand alles dood. Hulle sê, die as wat opgeskiet is in die lug, het 80.000 voet opgeskiet. Dis oor die 24 meter hoog. Ek is nie eens 2 meter lank nie. So kan jy imagine, 24,000. As daai klomp as sak op daai grondgebied, dan wil ek vir jou sê, dan vrek alles. Dis maar 'n mooi Afrikaanse woord, nie? Alles. Daar's 'n klomp mense dood en. Maar waarby ek wil uitkom is, 'n tyd daarna het 'n wetenskaplike met die naam van Virginia Dale met 'n helikopter daaroor gevlieg. En toe sy daaroor vlieg, toe sê sy die volgende van hierdie gebied. Sy sê, it gave the impression of total lifelessness. En toe 'n paar jaar later, toe vlieg 'n ekoloog met die naam van Charlie Crisafulli daaroor, en hy merk iets op. Tussen al hierdie lewelose as, sien hy iets wat groei. 'n Klein blommetjie met die naam van die Prairie Lupine. En jy kan 'n bietjie gaan Google. Ek het 'n fotootjie afgeneem, maar toe wil dit vanmôre nou weer nie afneem nie, of hier wys nie. Ek sal dit in die week vir jou, maar gaan Google man. Prairie Lupine. 'n Persveldblommetjie, amper soos 'n sweet pea. Hy selfe familie uit. En hier begin hierdie blommetjie groei. Maar klaarblyklik volgens die wetenskap, daai peelplant familie, die sweet pea familie, het die vermoë om stikstof te fix.
en te groei waar daar eintlik niks is nie. En sy wortels, sê hulle, huisves bakterieë en dan omvorm hulle hierdie bakterieë en sit dit weer terug in die grond en voed so die grond en so groei hierdie prairie lupine en hy vorm weer eintlik stikstof, sy blare is stikstofryk en wanneer hy blommetjies vrek, dan voed hulle weer die grond en so het ander plantjies begin groei en dit het uit die aard van die saak insekte gelok en. So gaan Google bietjie die hele ding, die hele vulkaniese uitbarsting van die, wat het ek gesê sy naam, nou weer, die Mount St. Helens en die prairie lupine, 'n pers blommetjie. Kyk net weer wat sê Lukas 8. Those that cling, they respond by clinging, by keeping this word in their hearts, and they endure it in what? In faith. All things. Wow, is dit nie wonderlik nie? Al vergeet jy alles wat ek vanmôre gaan sê, onthou net die prairie lupine. Nee, jette, ek is nou eers op bladsy 1 en daar's 5 bladsye. Maar dink bietjie, wat sê Lukas? Hulle wat hierdie woord vat en bære diep in hulle harte, wat is hulle? Hulle is die saad wat op goeie grond val. Hulle is soos daai saad. In Jesus se gelykenis van die saaier is die saad woorde en dis hierdie woorde wat ons hoor, wat naderhand die waarheid word wat ons glo. Hoor wat sê Paulus in Romeine 10 vers 9 en 10 en jy ken dit goed. Jesus sê, as jy met jou mond bely dat die Here Jesus, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode uit opgewek het, sal jy gered word. Want dis met die hart wat ons glo tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Die woord, daai saadwoord, kom in ons harte en die oomblik wanneer ons dit glo, dan verander dit die belydenis van ons mond. Hoor jy vanmôre? En wie is die ultimate saadwoord? Jesus self. Hy is daai lewende woord wat in ons harte geplant word en dis daar waar die geloof begin ontkiem. So vanmôre wil ons bietjie verder beweeg. So ons weet daar's lewe in 'n saadjie. Onthou julle nog ons eksperiment wat ons almal gedoen het op laerskool met daai boontjie wat ons in die watte gesit het met water? Al lyk hy dingetjie dood. Gisterand toe maak ek vir ons popcorn. Ek love popcorn, maar wie watter dele love ek die meeste? Daai wat nie gepop het nie. Maar my tande like dit nie. Maar okay. Nou bely ek nou alles hier. So ek sit hom in my mond en dan begin sy velletjie so afvel. Weet julle dit? Daai wat so tussen jou tande gaan sit. My vrou eet nie daai nie. Sy los dit maar dan dink ek gisterand, daai ouetjie lyk so dood, maar sit jou net in die regte omstandighede. Sal hy weer groei. Saad is dormant, maar tog lewe dit. Dit hang nie af in die omstandighede. En jy en ek weet oor daai watte eksperiment. It's good and well, tot op 'n stadium, dan het daai saadjie grond nodig. En dis dan in daai grond, wanneer hy die lig, die suurstof na homself toe aantrek, die water na homself toe aantrek, en dan begin iets beweeg. Toe ek hom gisterand in my mond, so sit daai pit en hom so rol en rol, dog ek, dis daai spoeg. En hitte, sien jy prentjie? Hoor vanmôre, daar's 'n moontlikheid. En dit verg geloof. Net so in jou en my hart, wanneer die woordsaad ontkiem, noem ons daai ontkieming geloof.
En dis met ons hart wat ons glo. En dan bely ons met ons mond en dan sê hy, dan sal ons gered word. Maar Jesus sê ook, daar kan iets gebeur met hierdie saadwoord. Kyk wat sê hy in Lukas 8. Hy sê die saad is die woord van God. Die langs die pad is die hoorders. Daarna kom die duiwel en neem die woord uit hulle hart uit weg, sodat hulle nie sou glo en gered word nie. En die op die rots is hulle wat die woord met blydskap ontvang, en wanneer hulle dit hoor, en daar's geen wortel nie, aangesien hulle net vir wat? Vir 'n tyd glo. En in die tyd van versoeking val hulle af. So geliefdes, as daar nie grond is nie, kan daar met daai saadjie niks gebeur nie. Daai saad bly dormant. Maar met die geringste bietjie grond en lig en water, kom daar beweging. Kom daar ontwaking. Maar Jesus sê, daar kan ontwaking kom, daar kan 'n ontkieming kom, maar dit kan ook verdroog. Dit kan ook weer doodgaan. Ander dele gaan glad nie eens ontkiem nie. Jesus het gesê, dis wanneer die voëls kom, en ek pik dit op. Maar dan is daar dele wat genoeg vog kry, genoeg lig kry. En daar's potensiaal. Daar's potensiaal. Daar's potensiaal. So die saad kort grond, maar daar's twee ander goed ook wat belangrik is en ek het dit genoem. Lig, suurstof en water. Hierdie twee moet ook daar wees. En ons het nou vir mekaar gesê, eintlik is die lig, die suurstof, niks anders as geloof nie. Want dit ontkiem hierdie saad. En nou weet ek en jy dat geloof verskillend is as feite. En ek wil heeltyd hê, jy moet hoor wat sê Jesaja, dat ek en jy 'n tuin is, wat goed nat gemaak word. Ons praat maklik oor geloof, maar baie keer battle ons met dit. Want dit gaan oor hierdie hart, dit gaan oor hierdie grondgebied. So, geloof is hierdie lig, is hierdie suurstof, maar geloof is verskillend van feite. So geloof maak ruimte vir die saad. So vir die saadwoord om in jou en my te ontwaak, is daar geloof nodig. En geloof is gees. Dink weer terug en ek het dit genoem in Genesis 2, vers 7, toe God vir Adam gemaak het, maak hy hom, daar staan hy. En hy word lewendig, maar daai neshama, daai asem van God, maak van hom 'n lewende siel. 'n lewende siel. So my grondgebied het geloof nodig, en geloof is eintlik die asem van God. Nou, ek aanvaar ons almal wat hier is, lees die Bybel, alhoewel vanmôre sit jy hier en jy hoor die woord. So dikwels val die woord saad in ons harte. Maar het jy agtergekom, 'n mens se hart is oop vir party saad en ander saad sukkel jy mee. Jy weet, ek dink ons almal se harte is oop vir Psalm 37, wat sê, hy sal vir ons gee die begeertes van ons harte. Is jy oop vir daai saad? Ja, jy's goeie grond vir daai saad, nie waar nie? Maar wanneer die saadwoord vir ons sê, ons moet 70 maal 7 keer vergewe, dan is die saad, dan is die grond vir daai saad so bietjie rotsagtig.
So 'n bietjie hard. So 'n bietjie vol dorings. Want dit is nie maklik nie. So ek en jy kan alles glo wat in hierdie Bybel staan. Ons kan sê dis die waarheid, dis feite, dis kragtig. Maar as jy al agtergekom waar jy jouself emosioneel bevind, maak ook 'n groot verskil. Wanneer ek in 'n goeie by is, dan kan ek maklik iemand vergewe wat oor die robot ry. Dis 'n eenvoudige voorbeeld. Maar wanneer ek nie op 'n lekker plek is nie, emosioneel, is dit ook nie lekker nie. Dan is dit moeilik. Dan sukkel daai saad om te ontkiem. Daar's potensiaal in die saad het nie verskil nie, die saad het nie verander nie, hy het nog steeds die vermoë, maar die probleem lê in die grondgebied, die probleem lê met die geloof, die probleem lê. So, net soos wat suurstof belangrik is water belangrik. Nie net vir 'n fisiese tuin nie, maar ook vir my emosionele tuin. Maar dink eintlik net bietjie hoe amazing God ons gemaak het. Onthou julle nog wat sê Paulus in Romeine 1:20? Alles wat ons met ons oë aanskou, leer ons eintlik die grootheid van God. Onthou julle, ek het laasweek mos vir julle bietjie gewys oor daai neuron, hoe dit lyk. Dit lyk soos 'n saailing. Maar dink bietjie oor water. Dink bietjie hoe wonderlik het God ons gemaak. Wanneer Jesus begin praat oor hierdie saad en die ontkieming van hierdie saad in sy gelykenis, dan werk hy eintlik met emosie. Jy moet dit weer gaan lees. Dan werk hy met ons emosies. Hy sê, daar's harde grond, daar's geen water nie, maar dan is daar rotsagtige plekke wat die woord met wat aanvaar. Blydskap. Is blydskap 'n emosie? Ja. Ek ontvang dit met blydskap. Daar's genoeg saad om daar's genoeg water om die saad te laat ontkiem, maar wat gebeur wanneer dit warm word? I lose my joy. Dit verdamp. Wat gebeur met daai saad? Dit gaan dood. Hallo? Ek aanvaar dit met blydskap en vreugde, maar wanneer die son begin warm word, wanneer die omstandighede om my verander, wanneer my emosies op 'n moeilike plek is, dan verdamp die water en die saad gaan dood. Jesus sê, maar daar's ook daai wat tussen die dorings geval het. En dan sê Jesus, wat gebeur wanneer daar 'n angstigheid oor my kom? Dink jy angstigheid is 'n emosie? Waar lê ons angstigheid? Waar begin dit? Myne begin hier, maar dan sit dit hier op die krop van my maag. En dan drink ons almal Trustin en Gaviscon en al die scones wat daar is. Hallo? Dan kom daar 'n angstigheid oor ons. En dis niks anders as die doringsie. En Jesus gaan verder in daai gedeelte wanneer hy dit verduidelik. Hy sê, wat is hierdie angstigheid? Hy sê dis die sorge van die lewe. Come on guys. My sussie bel my, sy sê, ja, ons gaan nou net 3 dae 'n week werk en ons kry net 40% van ons salarisse. Daar sit oppies. Is al iets by julle? Nog niks. Hulle word retrench. Die angstigheid van die lewe. Dit sit hier in my hart en my emosies. Daar gebeur goed wat nie vir ons lekker is nie. Daar's verlies. Ken julle dit? Ons ken dit, maar wat doen dit aan hierdie saad? Dit is soos daai doring, dit begin dit verstik. En dan is daar nog al die goed wat ons sien met ons oë, jy weet, en dan al hierdie begeerlikhede, die grootsheid van die lewe en die goed wat ons eintlik wil hê, 'n Porsche en 'n plaas en 'n
Is julle nog hier so? Sê, Jesaja sê, ons is 'n tuin wat goed nat gemaak word. Geliefdes, maar ons hartstuine stoei. En ek weet nie van jou nie, maar ek het gesê, hierdie week moet ons net bietjie gaan daai gelykenis lees en na ons eie hartstuine kyk. En weet jy wat, toe ek begin kyk en ek sien, Jessie, hier is so baie in my eie tuin wat wrong is, toe begin ek half depressed voel. En dis ook 'n emosie. Maar weet jy hoe wonderlik het God ons gemaak ook? Wanneer my emosies te veel is en daar gebeur goed om my wat nie lekker is nie en wat my hart seer maak, dan maak ek eintlik my eie hartstuin ook nat. We cry. En terwyl dit 'n Vadersdag is, jy weet, baie van ons mans het geleer, cowboys don't cry. 'n man huil nie. You just suck it up. Is verkeerd. Hallo? Kyk hoe maak God ons, wanneer hierdie hartstuin begin uitdroog, en ek vol emosie is, en hartseer is, en goed is, en ek huil, dan maak ek eintlik my tuin nat. Maar weet jy wat, daar kan trane van blydskap ook wees. Ja, as jou kind nou uiteindelik daarom haar meestersgraad klaar het, en jy weet, I'm not going to pay anymore, praise the Lord. There's joy, it flows. En dit benat, is dit nie amazing hoe God ons gemaak het nie? Maar weet jy wat, wanneer jy gespanne is, dan sweet jy meer. En jou mond word droog, het jy dit agtergekom. Dan gaan al die water na jou sweetklere toe en jou mond droog op. Geliefdes, onthou julle, ek het reg in die begin gesê, ons leef nie in kompartemente nie. Ons is gees, siel en liggaam. En weet jy, dit wat hier in my sielsarea, my menswees, dit raak my gees. Want as ek nie op 'n goeie plek is, vanmôre sê by die ekskuus, ek was verlede Sondag nie op 'n lekker plek nie. Ek sê, ja man, iemand het vir my gesê, daar's fout met jou, en jy sê lekker nie. Ja, want daar was 'n klomp emosies. En dit as jy hier instap, voel jy dalk nie altyd on top of it nie, jy weet. Ek was nie vanmôre on top of it toe ek hier gekom het nie. Weet jy, ek moet die generator bring, die krag wil nie werk nie. Ek bid en ek vra, Here, asseblief vir 'n wonderwerk. Die krag kom nie aan nie, dan ag nee, come on Here, jy hoor ook nie eens my gebede nie. Ek is 'n wonder ek nie al daai koekies opgeëet nie. Hoor julle, geliefdes, ons menswees is connected. En is connected met wat hier in ons binneste aangaan. Is jy nog hier? Jesus het dit gesê in Lukas 8 vers 6. Ek het nie 'n idee waar ek nou is nie, hoor. In Lukas 8 vers 6, het hy self gesê, dit sal op die rotse val en dit sal verdroog, want daar's nie genoeg vogtigheid nie. Dank die Here vir trane. Moenie sleg wees as jy oor goed huil nie. Vanmôre weer toe ek net besef, en ek het net gesê, is my pa se sy eerste Vadersdag in die hemel en my eerste Vadersdag sonder hom. And there's emotion. Okay. So te min water is 'n probleem, maar te veel water is ook 'n probleem, want dan is daar nie spasie nie, dan verdrink die saad. So geliefdes, ons geestelike emosionele welstand is belangrik. En ons moet dit nie onderskei en wegskuif nie. Ek het nou gesê, as jy dink aan die gelykenis wat Jesus vertel het, en toe ek dit hierdie week gaan lees, en ek weet nie of jy dit gedoen het soos ek gevra het nie, dan het jy dalk ook gekom op die plek waar jy gevoel het, ja, hier's so baie rots in my lewe, hier's so baie droë grond, hier's so baie dorings, hier's so min. En aan die einde van die dag voel 'n mens half depressed daaroor. My hart is rotsagtige grond, daar's dorings.
En die eerste ding wat ek wil vra is, hoe maak ek dit reg? Jy weet, waar kan ek begin spit? Waar spit ek? En dit is goed en sleg. Dis goed dat ons attent gemaak word op hierdie goed. Maar wat sleg is hoe ons daarop reageer. Geliefdes, ek en jy is meer as net daai dele van ons wat onvoldoende is. En dit is Eugene Peterson wat in 'n boek geskryf het, The Pastor, wat gesê het, en dit is vir my so mooi, hy sê, people are defined by their creation in the image of God. Living souls, whether they know it or not, they are not problems to be fixed, but mysteries to be honored and revered. Is dit nie mooi nie? Ons is nie net moeilikheid wat gefiks moet word nie. Gisteraan toe ek nou klaar gewerk het, stap ek in en ek breg het nou iets gekyk op die televisie en toe sien ek, dit gaan oor hawelose mense in LA in Amerika. Hulle sê daar's 90,000 hawelose mense op die straat in Los Angeles. En baie keer kan ons sê, dis mense se keuses. Vanmôre toe ek die generator gaan haal en ek is nou eintlik vies. En ek ry daar verby, pad na my huis, toe sien ek daar lê 'n man wat daar slaap, buite, en ek dink, jy weet, ek het vanmôre al klaar warm gestort, ek het warm aangetrek, ek het alles. Hallo? Is nie altyd keuses nie. Okay. Kan julle my nog 10 minute gee? Hierdie was nou net eintlik hersiening vir die groot eksamen wat nou kom. So sien jy iets van die welstand? Hoe connected ons is? Alright, want ek wil hê jy moet dit onthou, want ons gaan nou 'n bietjie verder delf. So we're not just problems to be fixed. We're just people to be enjoyed. En ongelukkig en daai movie het eintlik gegaan oor iemand wat 'n ek weet nie of hy autisties of halwe psigopaat was nie, maar hy was 'n amazing talentvolle musikant, maar hy was 'n skizofreen. En aan die einde van die dag, not everything can be fixed. Okay, that's besides the point. So, kan ek jou vat net gou daar na die heel eerste tuin toe. In Genesis 1. Genesis 1 sê, alles was vol water. Alles was vol water. Amper soos 'n baba gehul in 'n baarmoeder, wat net wag om gebore te word. En op die 3de dag toe breek die water. En toe kom daar droë grond tevoorskyn. Die water was nog steeds daar, maar daar was grond. En God het die grond gesien en hy het gesê, dis goed. En hy noem hierdie grond aarde. Dis die heel eerste tuin. Hallo? En dan, in Genesis 1, vers 11 en 12, en jy het dit al gelees, maar miskien het jy dit nog nooit gelees in die lig van jou eie hartstuin nie. Begin God deur te sê, woorde, wat sê hy? Hy sê, laat die aarde voortbring wat? Grasspruitjies, plante wat saad gee, en bome wat volgens hulle soorte vrug dra, waarin hulle saad is op die aarde. En dit was so. En dan heel aan die einde sê hy, en toe sien God dat dit goed was. Wauw, kyk gou 'n bietjie. Grasies, plantjies met saad en bome. En eintlik is hierdie 'n wonderlike metafoor van ons eie lewens. En ek wil vanmôre dit vir jou vinnig wys. So, dink vir 'n oomblik aan gras. Niemand plant een grassaadjie nie. Een grassaadjie is nie 'n grasperkie. It's not a lawn. 'n lawn is 'n plek waar die gras welig groei, ter duisende. Weet jy wat is die wonderlikste ding van 'n groen, lowergroen grasperk? Jy wil net daar gaan lê.
Jy wil net in dit gaan lê. So gras groei gewoonlik welig, dis dig en daar's baie. Dink bietjie aan 'n plant wat saad het. Hy het 'n doel, hy het 'n purpose. Dink bietjie aan koring. Koring word brood. Mielies word pap. En bome? Bome dra vrug. So, ek wil hê ons moet dit sien vanmôre in die lig van ons eie hart en ons eie hartstuin. Onthou, ons gaan nou 'n bietjie verder, nê? Ons gaan nie, ons spit nie net, ons wil bietjie kyk wat groei. So God besluit, eerste, ek plant gras. Gras is belangrik, want alles eet gras. Selfs die wat nie gras eet nie, eet die wat gras eet. Al is jy nie 'n vegetariër nie, eet jy nog gras. Okay. So gras is welig. Gras praat eintlik van verhoudings. Ek het dit vir jou op die blaadjie ook gesit en ek wys dit vanmôre hier vir jou. So 'n enkele grasperk is nie of 'n enkele grashalmpie is nie 'n grasperk nie. Jy plant dit nooit alleen nie. Nou wil ek jy moet hoor. Gras baie welig. Die eerste ding is, gras verteenwoordig eintlik is 'n metafoor van verhoudings. Hoor vanmôre? En waar begin die eerste verhouding? Die eerste verhouding begin met jouself. Jou eie welstand. Jou verhouding met jouself. Jou selfbeeld. Jou selfbewustheid. Jou selfliefde. Jou selfsorg, jou omgee vir jou eie menswees, vir jou binnekant. Want ons praat oor ons emosies. So as ek nie aandag gee aan myself nie, kan ek mos nie 'n tuin wees wat goed nat gemaak word nie. Kan daar nie in my binneste geloof wees om die woord saad te ontvang nie. Hallo? Maar dit verteenwoordig ook ons verhoudings met ander. Gras het seker fyn worteltjies. En daai worteltjies groei so in mekaar. Jy weet nie wat 'n grasie se wortels is waar nie. Maar gras is 'n wonderlike ding, want wat doen gras ook? Gras beskerm ook die grond. Al reën dit, spoel die grond nie weg nie, want daai fyn worteltjies wat so by mekaar, deur mekaar gegroei het, hou dit vas. Geliefdes, ons is gemaak vir verhouding, vir vriendskappe. En ek sê nou baie keer vir my pelle, ek sê jong, ek koester nou my vriende want hulle word nou al hoe minder. Hulle gaan my vooruit. Party trek weg en ander gaan hemel toe. Maar dink vir 'n oomblik hoe belangrik dit is om net met iemand jou hart te kan share. Goeie vriendskappe is belangrik. Mense met wie jy goeie nuus en slegte nuus kan deel. Waar jy geliefd kan voel, waar jy veilig kan voel, waar jy hulp kan vra. Julle word nou baie stil hier, so is dit nou too close to for comfort. Het jy nie genoeg vriende nie? Ja, maar jy 'n bietjie rondkyk, dan sien jy hulle. Ek het nog nooit iemand ontmoet met 'n goeie selfbeeld soos Piedi nie. Hoor vanmôre oor die welstand van jou binnekant. Kyk bietjie waar ons is vandag. We are so connected, but we are so disconnected. Moenie vir my sê jy het 500 vriende op Facebookie. Wie het jy face to face? Hallo? We're not islands. Ons het dit nodig. Julle kyk my so. Ons het dit nodig, geliefdes. En ons het 'n verhouding nodig met God.
Dan sê jy, Let, hoekom begin jy nie daar nie? Ek kan nie met daai verhouding begin, as ek nog nie eens 'n verhouding het met myself nie, waar ek net eers my grondgebied. Want hoe gaan ek aanvaar wat God vir my sê, as ek nog nie eens daar is, waar ek myself aanvaar nie? En ek het hier geskryf, ons dink dikwels dat ons verhouding met God bestaan net uit wat ons moet doen en wat ons nie moet doen nie. En dis nie waar nie. Ons wil altyd meer doen, meer bid, meer Bybel lees. Dis nie verkeerd nie, dis nie sleg in sigself nie, maar baie keer dink mense oor hulle verhouding met God, dit gaan net oor doen. Ek moet net meer doen, ek moet net beter wees, ek moet net beter perform. En verskoon tog, miskien het jy in so 'n huis ook groot geword. My pa was my grootste cheerleader, maar my grootste kritiek. Min goed was goed genoeg. Ek kon altyd beter. En ek sukkel met dit. Want ek sukkel met dit wanneer dit kom by my eie kinders. Want dis hoe ek groot geword het. Daai dryf, jy kan altyd beter. En baie keer dink ons, met ons verhouding met God is dit ook so, wat kan ek beter doen? Wat kan ek meer doen? Ek doen te min. Hey, God wil net baie keer hê ons moet saam met hom wees. Hallo? Ek hardloop myself vooruit, ek hardloop myself deur mekaar. Is ek nog reg? Dankie. Maar wat van net daar wees? Net soos in al ons ander verhoudings, sluit ons verhouding met God ook 'n emosionele konneksie in. Dit maak die grootste verskil tussen ons godsdiens en die godsdienste van die wêreld daar buite. Die feit dat ons 'n Vader het wat met ons connect. Nêrens in 'n ander godsdiens word hulle God Abba, Vader genoem nie. Hallo? Maar partykeer is dit ook vir ons moeilik. Okay, ek gaan daarby kom. Okay, net drie goed. Jy is 'n kind van God. Hallo? Dis wat die woord sê. Ons is nie meer diensknegte nie, ons is kinders van God. En jou eie verhouding met jou ouers speel 'n groot rol daarin. En terwyl dit nou Vadersdag is, kom ek sê dit nou maar, ons pa speel 'n groot rol daarin. Ons leef in 'n de mekaar wêreld, waar kinders 2 ma's het, en 2 pa's het. En moenie dink is ver nie, dis hier. Dis hier in ons laerskool, net hier in Kragbron en ander skole. Maar wat van jou eie groot word? Al daai goed het 'n emosionele uitwerking en dis baie keer hoe ons dit interpreteer teenoor God. En daai goed raak ons harte aan. En dit maak my of ontvanklik vir hierdie saadwoord of nie. Party mense kan aanvaar dat Jesus Christus hulle verlosser en saligmaker is, maar hulle sukkel om te aanvaar dat God hulle pa is. As gevolg van die ouer figuur wat hulle gehad het ek genoeg daarvan gesê, jy kry die punt, nee, kan ek aangaan. Jesus noem ons vriende. Johannes 15 vers 15, gaan kyk nie na die skrifte, ek het nie nou tyd om dit vir jou te wys nie. He calls us friends. Can you imagine? Partykeer het ou daai vriende, jy hoef niks te sê vir hulle nie, jy kan net wees, jy kan net daar wees. You don't have to say anything. Jy kan net daar wees. Jesus is ons vriend, met ander woorde, ons kan ons lag, ons trane en ons pyn met hom deel. Hallo? Die Heilige Gees woon in ons. Johannes 14 vers 26. Die feit dat hy trooster is. Hy is die een wat ons bemoedig. Hy is die een wat ons vermaan. Maar partykeer het mense hierdie idee, al wat die Heilige Gees binne my doen, is hy wys net vir my uit hoe verkeerd ek is. En ons fisiese verhoudings het 'n uitwerking op hierdie verhoudings. Dit beïnvloed hierdie verhoudings. Wat ons het met God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Geliefdes, ek het nie tyd om vandag, daar's nie tyd om in detail met hierdie, ek maak net,
ek sit dit net daar uit. Dis net soos 'n saadjie. Jy moet dit vat en daaroor gaan dink. Gaan luister weer in die week na die woord en hoor wat sê die Here vir jou net rondom hierdie verhoudings. Want dit beïnvloed jou hart, dit beïnvloed jou grondgebied. En vanmôre toe sê ek vir die Here, ag Here, ek is so jammer. Partykeer ek wou nie op 'n stadium mee my pa bel nie. Want hy kan my nie hoor nie en dan sê ek altyd in die Kaap, want hy kan my nie hoor nie. En dan is dit so en dan is dit en dan het ek dog ag weet jy wat, ek stuur net vir hom groete. As ek met my ma praat. En vanmôre sou ek graag nie daai stemmetjie wou hoor. Want hy het 'n fors stem gehad, maar in die laaste jare het hy 'n fyn. Daar was altyd iets wat en dit werk hier. Want ons is nie disconnected met wie ons is en wat in ons lewens gebeur en ons omstandighede nie. OK, ek het gevra vir 10 minute, ek is amper klaar. So daai was die grasies. OK, die volgende soort saad was daai plante wat saad voortbring. Soos koring, soos mielies. Met ander woorde, hulle doel, hulle purpose. En toe ek dit neerskryf, dink ek, dit laat my klaar stres, want dan dink mense, wat is my doel, wat is my purpose in die lewe? Partykeer voel dit my, ons sukkel net om te survive, weet, we just want to make ends meet, ons werk net van maandag tot dinsdag, en woensdag en vrydag, en van die begin van die maand, na die einde van die maand, ons wil net al hierdie goeders, maar net, so net soos wat ek nodig het, om gevoed te word en gesustain te wees deur my verhoudings met God, met myself, met ander, moet ek ook daai persoon wees wat ook ander kan sustain. Ons het 'n doel, ons het 'n purpose. Ons het gawes. Gawes van die Heilige Gees, maar ons het ander natuurlike gawes ook. Is jy nog hierso? So daar's purpose en we must live on purpose intentionally. Gister is ek en Breggie daar in die Spar en daar kom ou en uit 'n storie van hy en ongelukkig vang hy ons toe op 'n slegte tyd. Hy sê ek werk, maar ek werk net 2 dae 'n week en toe is ek dadelik by my sussie, maar ek dink nie my sussie ryk soos wat hy geryk het nie. Nou het hy goed in sy trolley en hy sê, sal julle my dit koop? Dan sê ek vir of ons dit nou gaan koop of nee, 10-1 gaan hy dit verkoop. I'm already judgmental in my heart. En dan aan die einde van die dag gee ons net vir hom geld. En dan dwaddel hy daar. So hy gaan dit nie betaal nie. Hy gaan 'n volgende victim soek. Dan dink ek, come on, we must live intentionally. Ek het nie die vrymoedigheid om daar in Spar se rakke te loop met 'n trolley en ander ouens te vra nie. Maar kan jy dink dat wat het gebeur in so mense lewe dat hy op daai plek is wat that's his purpose. Of net om geld te kry om 'n fix te kan koop om vir 'n halfuur beter te voel. En let's not judge. We have our own fixes. Dit nou wat ook al. Okay, ek sê te veel. Let's live with intent. Okay, so is dit nie mooi nie? God plant hierdie eerste tuin en hy sê, hierdie goed met purpose hê. Is nie net vir mooi nie. Al is dit 'n prairie lupina wat hy gaan doen is, hy gaan hierdie asgrond verander sodat daai plek weer reggemaak kan word. Het jy gesien hoe wonderlik is die natuur?
Knysna of wat is hy fynbos kan brand, laat die bissies bewe en dan groei dit weer. En dis hoe God dit gemaak het. Hey, ek wil net vanmôre vir jou en vir my sê, daar's hoop. No matter where we are, no matter what's happened, al voel jy vanmôre soos 'n ashoop, daar kan 'n prairie Lipina uit jou uitgroei. It just needs a little bit of faith and water, which is hope. Okay, kom. Maar die tweede saadjie is ook produktief. Hy het 'n purpose gehad, daar was 'n doel. En daar was verhouding. Okay, die derde saad is hierdie bome wat vrug dra. En dit is ons nalatenskap, ons legacy. Wat los ons? Dit was Wells wat gesê het, historikus. Hy sê the test of an individual's greatness is what did he leave to grow? Jy gaan dalk 'n boom plant waarvan jy die vrug nooit eet nie, maar jou kinders en jou kleinkinders. Nou die dag toe besoek ek die kleuterskool wat ons meer as 10 jaar terug gebou het. Hier in die township. Can you imagine? 10 jaar terug het ons as gemeente 'n kleuterskool gebou. Ons het intussen baie ander goed ook gedoen, maar toe gaan besoek ek weer daai kleuterskool. En elkeen van ons wat hier sit, het 'n aandeel. Ek wonder hoeveel kindertjies is al deur daai kleuterskool. Eendag toe kom hier 'n ouetjie aan, 'n nie blanke ou, en hy sê, "Can you remember me?" Ek sê, "No, I can't remember you." Hy sê, "My name is Stambiso." Hy sê, "When you were at Witbank Christian Academy, I was a little boy there, and now I'm a pastor." En elke jaar droom ons by ons Kersfees in July om 'n verskil te maak. Goed wat ek en jy dalk nie eens in ons leeftyd gaan sien of gaan hoor nie, maar die uiteinde daarvan. En miskien is daar 100 kinders, ek dink daar's meer as 100 kindertjies deur daai skool, miskien het 90% van hulle washouts, maar daar's dalk net 1 of 2. It's worth it, because it's greater than us. Sure. En dit behoort jou en my opgewonde te maak. Daar's meer in ons hart. Okay, kom ons maak klaar. So, elke hartsgrond het nutriënte nodig om dit te voed. Goed soos blydskap, vrede, goedheid. Maar ek dink liefde is seker die belangrikste nutriënt wat daar is. Dink nou weer aan daai prairie lupina wat in hy nutriënte gebrekkige grond daar bakterieë opvang in sy worteltjies en hy sit dit in die grond en hy vorm stikstof en hy groei en hy maak weer 'n verskil. Come on. Ons almal het dit nodig in ons lewens. Elke hartsgrond het dit nodig. So, hier is die uitnodiging vir die week. Wat moet in ons tuin groei? Hoe lyk die welstand van ons tuin? Wat moet in jou tuin groei? Verhouding, doel, nalatenskap. Maar moet nou nie jou kop daaroor breek en sê, okay, wat moet ek, just let it be. Ontvang daai saadjie in geloof, die Here sal vir jou wys. Ek kyk baie keer terug aan goed wat ons gedoen het. Nou dink ek, verskoon nou dit, ek het dit nou die prentjie gesoek. Toe sien ek daai boom wat ons gehad het met al daai boesemvriendinne wat die vrouens van hierdie gemeente gebrei het vir ander vrouens. En ek dink by myself, iemand se selfbeeld is net aangeraak oor iemand anders wat 2 naalde en 'n stukkie wol bymekaar gesit het en iets gebrei het.
Is jy nog hier? OK. Wat maak ons grond vrugbaar? Geloof, hoop en liefde. Geen wonder Spreuke 4 sê, bewaak jou hart. Want daaruit vloei die oorspronge van die lewe. Die message sê, that's where life starts. En elkeen van ons wat hier sit, het al 'n end geleef, nee. Some of it has been difficult. OK, goed. Kan ek nie dit sê, gesonde plante voed die grond. So as ek en jy aandag gee aan ons hart, voed dit ons in ruil en word ons 'n tuin wat goed nat gemaak word. En Paulus het hierdie gebed vir die gemeente in Efese, en daai gebed bid ek vir myself en vir jou, en ek wil jou uitnooi om hierdie week hierdie skrifgedeelte oor jou lewe te bid. Hy sê, ek bid dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon, en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Die King James sê that you will be grounded and rooted. Waarin? In die liefde. In daai liefde. As jy daai gedeelte verder lees, hy sê, sodat ek en jy sal kan verstaan, die groot liefde wat God vir ons het, die diepte, die breedte, die wyte, maak nie saak wat nie, niks kan ons skei van hierdie groot liefde nie. God het jou lief. The good, the bad and the ugly parts. The dry parts, the rocky parts, the thorny parts. Hy weet alles van ons harte. Is niks wat vir hom verborge is nie, geliefdes. Moenie jou hart veg nie. Moenie jou hart veg nie. Bemes jou hart. Don't try. Moenie hom nie probeer verower nie, kultiveer hom. God het vir ons elkeen iets meer in stoor. Iets groter. Wil jy net vanmôre jou hand op jou hart lê nie? Ek dink hy sit omtrent hier. Miskien voel jy hoe klop hy. Miskien voel jy so half bietjie gespanne vanmôre, dan klop hy bietjie vinniger. Terwyl jy jou hand op jou hart het, wil jy nie vanmôre net God dank dat jy 'n hart het wat klop nie. 'n Fisiese hart wat klop, maar meer as dit, 'n hart wat kan voel. 'n Hart wat kan leef. Emosies, blydskap, vreugde, maar ook hartseer. Wil jy nie vanmôre net vir God die groot tuinier vra om jou hart te bewerk deur sy gees, deur sy woord saad. Nooi hom vanmôre in. Ek sê ek het al lank al my hart vir die Here gegee en hom ingenooi. Nooi hom net vanmôre opnuut in. As die een wat jou lief het, net soos jy is. Jy hoef niks vir hom te sê nie, hy weet in elk geval alles van jou.
Hy wil net hê dat ons net saam met hom sal wees. Hy's vir jou. Hy's by jou. Hy's met jou.